Nuuspersoon van die week, James Kemp. James, goeiemôre, baie welkom. Altyd lekker. Davie, en geseënde Persiese nuwe jaar. Persiese nuwe jaar. Dit is Persiese nuwe jaar die 20ste Maart gewees hierdie afgelope week, ja. Ja. Dankie daarvoor. Groot vuurwerke. Reuse vuurwerke. Daar's inderdaad groot vuurwerke. Ja. Ek is 'n vinnige prentjie probeer skets van die impak op die Suid-Afrikaanse ekonomie as gevolg van wat nou in die Midde-Ooste aan die gebeur is. Ja. Maar dit is sekerlik 'n groot impak op Suid-Afrika se ekonomie en dit het en ons weet dat die minister van Finansies het vooruitskattings gemaak wat ekonomiese groei betref. Elke keer het hy dit nou verkeerd en nou is daar nou sprake selfs van 'n tekort aan petrol in Suid-Afrika, tekort aan olie in Suid-Afrika en sekerlik gaan die ekonomie baie swakker groei en sekerlik gaan daar opwaartse druk op inflasie wees. Die punt wat ek wil maak hierso, en dis 'n soort 'n politieke opmerking, is dat ons fiskale rekening in die staat oor die algemeen is glad nie gereed om 'n krisis soos hierdie te hanteer. Ja. Kyk, baie mense het nou ekonomiese voorspellings gewaag en toe gebeur Iran en van daar af is die wêreld werklik op sy kop gekeer. Ek dink dit is die een gebeurtenis hierdie jaar wat werklik daarin geslaag het om enige ekonoom, enige toekomskundige, enige politikus en politieke ontleder onkant te vang. Nou wat in hierdie stadium gebeur, is die brandstoftekorte waarna jy gewys het en die verwagting ook van stygende brandstofpryse. As ons vinnig kyk na die onderverhalings wat die brandstofprys betref, ons kyk so amper op pad R5 toe vir petrol, amper op pad R8 toe vir diesel. Maar die een groot vraag wat ook gevra word is, waarom word daar nou al gepraat van brandstoftekorte? Die brandstof wat bestel is en bestem is vir Suid-Afrika is veronderstel om in April hier aan te kom. Nou reeds verneem ons eerstens by Pretoria FM van boere, van volstasies, wat sê maar daar's tekorte, daar's brandstoftekorte. Waarom is daar daardie verspreidingsprobleme en wat sit daar agter? Die departement van minerale hulpbronne wat self sê, daar is tans genoeg petrol en brandstof in die land. En die vraag wat dan ontstaan, maar wat gebeur met die verspreidingsnetwerke? Wie sit daar agter? En dan is die vraag maar wat gevra moet word is wanneer 'n hoër brandstofprys in werking tree, wie gaan geld maak? Wel, wie gaan geld maak? Die ouens wat die meeste geld gemaak, die ouens want natuurlik brandstof heeft, net op die ou end. Maar daar is sekerlik 'n tekort aan. Maar miskien net so iets wat van 'n blik wat op die Midde-Ooste aan die gang is. As mens nou kyk, daar's nou 'n klomp debatte oor wie se oorlog is dit nou eintlik. Het Benjamin Netanyahu hierdie geleentheid gebruik gemaak om 'n Israeliese oorlog eintlik oor te skuif na die Amerikaners toe. En Donald Trump is in die proses besig om baie steun te verloor. Wat ons sien hier gebeur het is dat Trump se kritici sê maar Trump, jy het vir ons America first, Amerika eerste beloof. Dit lyk nou of jy besig is met 'n Israel eerste oorlog hierso. Netanyahu en Israel wat die eerste aanvalle uitgevoer het. Ons sien in hierdie stadium dat Trump eintlik die een is wat vir Netanyahu en vir Israel sê brieke bietjie, julle gaan nie aanvalle op die olievelde uitvoer nie, maar steeds sien ons dat die bomme neerreën op Iran. Intussen sien ons ook dat daar aanvalle op Jerusalem is. Kort tevore of tenminste hierdie afgelope week het ons gesien dat ook berigte was van aanvalle op Jerusalem. En dit is besig om Trump in 'n ongemaklike posisie te plaas met sy Amerika eerste lese en die vraag wat gevra word deur Joe Rogan, Tucker Carlson, voorheen uitgesproke ondersteuners van Trump, wat sê maar is jy nou besig met Amerika eerste of Israel eerste hierso? En hulle het binnekort verkiesings in Amerika. Daar's mediumtermyn verkiesings wat binnekort plaasvind. Trump is in 'n bitter bevoorregte posisie waar hy president is terwyl sy party die Republikeine beide die huis en die senaat beheer. En dit kan alles verander met hierdie mediumtermyn verkiesings. Wat ek wel moet sê, as jy kyk na die gewildheidspeilings, gewoonlik is die Midde-Ooste die doolhof waar presidente se gewildheidspeilings gaan om te sterf. Kyk na George W. Bush, daar is een van die beste voorbeelde daarvan. Maar in die stadium sien ons dat Trump se Republikeinse ondersteuners wel sê dat hulle tussen 70 en 80% ondersteuning gee vir die konflik in Iran. So ons moet kyk hoe dit uitspeel by die stembus. Maar hoe gaan 'n wen vir Amerika en Israel lyk en hoe gaan 'n wen vir Iran lyk? Ek dink 'n wen vir Iran is dat hulle net dat die regime net bly voortbestaan of hulle regering bly. Dis waarskynlik 'n wen vir hulle en dit lyk my op hierdie stadium is Iran besig om te wen. 'n Wen vir Amerika en Israel gaan wees as hulle van die regime verandering tot gevolg gaan hê. En dit lyk nie op hierdie stadium wat dit gaan gebeur nie. So ek wil dalk sê lyk my Iran is besig om te wen. Kyk, die beste scenario vir Amerika en Israel, kom ons praat oor van regerings, is dat die bewind wat sedert 1979 in Iran voorkom, dat daardie streng Sharia
regering tot 'n val sou kom en dat ons weer 'n meer sekulêre regering sou sien wat voor dit die geval was. So dit sou ek dink 'n wen wees vir die Midde-Ooste en spesifiek dan vir Israel en hulle bondgenote. 'n Wen vir Trump. En nou praat ek van die persoon, nie die land Amerika nie. 'n Wen vir Trump in hierdie stadium is dat die konflik na watter kant ook al so vinnig as moontlik moet klaarkom. Wel, dit is miskien nie 'n wen nie, maar dis die beste uitkoms vir hom op hierdie stadium. James Ken, baie dankie dat jy by ons 'n draai kom maak. Dit wys jou nou maar net dat dit is nie alles die Suid-Afrikaanse regering se skuld nie, maar baie keer gebeur dinge internasionaal, maar dan moet jy gereed wees daarvoor en ons is ongelukkig nie heeltemal gereed nie.